Goeiemôre. Ek is Greiling van Rooyen van AP Kerk Potgietersrus. Dit is my voorreg om vanoggend met u te kan gesels oor ware vrede. Ons lees die eerste 11 verse van hoofstuk 5 van die eerste brief van die gemeente in Thessalonika. Maar ons fokus vanoggend spesifiek op verse 6 en 7. Die eerste brief van die Thessalonisense is 'n baie interessante brief, soos al die ander briewe in die Nuwe Testament ook is, maar het tog 'n unieke inslag. Dit is onder meer die oudste brief van die Nuwe Testament, met 'n tema wat verskil van die ander briewe wat Paulus geskryf het. Gewoonlik word sy briewe gekenmerk met die sentrale tema van regverdigmaking uit genade, en dit as 'n gawe van God. Die tema van 1 Thessalonisense is egter die bekering van heidense afgode en die verwagting van die koms van Christus. Nou, dit is waarskynlik die feit dat die Christene totaal en al weggebreek het van die afgodediens wat hulle in die stad baie ongewild gemaak het. Destyds het die mense geglo dat as goeie burgers hulle van die gode onttrek het, wat verantwoordelik was vir die goeie dinge in die stad, sou daar onheil oor die stad kom op grond van hierdie gode se ongelukkigheid en hulle woede daaroor. So was die Christene wat die koms van Christus verwag het, bestempel as mense wat die orde van die Romeinse ryk wou omverwerp. Hulle was uitgebeeld as 'n bedreiging vir die orde, 'n bedreiging vir die welvaart van die res van die gemeenskap. Dit was vir die inwoners 'n rede om die Christene te vervolg en openlik te belaster. Hulle het aangehou om die Christene te probeer oortuig om terug te keer na hulle ou weë van afgodediens, om so nie die wraak van die gode oor die stad te bring nie. En daarom probeer Paulus die gemeente te isoleer teen die druk van die samelewing, juis om dan nie terug te keer na die ou paaie nie. Die heidene praat van vrede, van veiligheid, verwysing na die Pax Romana, maar hulle sal egter nie vrede hê op die dag van oordeel nie. Die gelowiges verskil van die res van die stad, soos dag en nag, soos dronkes teenoor soberes. En om terug te keer na die ou paaie, is soos om dronk te word terwyl die vyand kom, om te slaap terwyl 'n krisis dreig, verse 6 en 7. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Die inwoners van Thessalonika was bang dat die Christene die vrede sou bedreig. Die realiteit was egter dat daar net ware vrede gevind word as jy vrede met God het. Dit is die vrede wat die gelowiges gehad het. Dit is waaroor Paulus so duidelik gewaarsku het om nie te verloor nie. Die vrede van die wêreld is 'n valse vrede, en daarvoor moes hulle nie die ware vrede prysgee nie. Hulle moes waak, ons moet waak, wakker wees, nugter wees, om vas te staan in die geloof en te lewe in ware vrede, te midde van 'n vyhandige en 'n deurmekaar wêreld. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader van ons Here Jesus Christus, ons dank U, ons loof U en ons prys U dat U ons ware vrede geskenk het deur ons U kinders te maak, selfs terwyl ons nog nie vyande was. Ons vra dat U ons sal help om te waak, om wakker te wees en nugter te bly, om nie te val vir valse vrede wat deur die wêreld aangebied word nie, en dat ons vas sal bly staan, al word ons ook vervolg. Dit alles tot U eer. Amen.